Liefdes, laat ek begin met 'n eenvoudige maar ongemaklike waarheid. Dit is moontlik om baie besig te wees vir God en tog nie naby aan God te wees nie. Die frase waaroor ons vandag nadink sê dit duidelik. Ons is besig met die dinge van die Here en nie met die Here van die dinge nie. En as ons eerlik is, tref dit baie van ons na in die huis. Veral die wat week na week getrou dien. Ons gaan kerk toe. Ons doen vrywilligerswerk. Ons gee. Ons bid in die openbaar. Ons ken die roetines. Ons ken die taal. Ons weet wat gedoen moet word. En geen van daardie dinge is sleg nie. Baie van hulle is goed. Selfs noodsaaklik. Maar die gevaar is dat ergens langs die pad aktiwiteit, intimiteit vervang en doen bestaan vervang. Jesus het hierdie presiese kwessie in Lukas 10 met Martha en Maria aangespreek. Martha was besig. Sy was baie besig om voor te berei, te bedien, seker te maak alles is net reg. Maria aan die ander kant het by Jesus se voete gesit en na hom geluister. Toe Martha klaar, het Jesus hierdie sagte, maar deurdringende woorde gesê. Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die regte deel gekies. Dit sal nie van haar weggeneem word. Dit alles Lukas 10 vers 41 tot 42. Let op iets belangrik. Jesus het nie gesê Martha doen sonde nie. Hy het gesê sy was afgelei. Sy was besig met die sake van die Here, maar sy het die Here self gemis. En is dit nie nog steeds vandag so? Ons kan so gefokus wees op kerkprogramme dat ons die teenwoordigheid van God vergeet. So gefokus op preke, vergaderings, komitees en skedules dat ons vergeet om net by hom te sit. Ons kan die skrif goed ken, maar skaars luister wanneer God praat. Ons kan baie meer oor God praat as wat ons met God praat. Nog 'n ontnigterende voorbeeld word gevind in Openbaring 2 vers 4, waar Jesus met die kerk in Efese praat. Hierdie kerk was hardwerkend, leerstellig gesond en het onder druk volgehou. Tog sê Jesus, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Hulle het steeds die regte dinge gedoen, maar hulle harte het afgedwaal. Hulle eerste liefde was weg. En Jesus roep hulle nie om meer te doen. Hy roep hulle om terug te kom, om te onthou, om te bekeer, om terug te kom na die verhouding met hom. Vriende, God wou nooit hê ons diens moes ons verhouding met hom vervang. Diens is bedoel om uit liefde te vloei, nie om die gebrek daaraan te kompenseer. Dink daaroor so. 'n Huwelik floreer nie omdat take gedoen word nie. Dit floreer as gevolg van tyd, gesprekke, liefde en teenwoordigheid. Op dieselfde manier kan ons wandel met God nie alleen op diens oorleef. Plig sonder toewyding word uiteindelik droog, swaar en vreugdeloos. Psalm 46 vers 11 herinner ons aan iets wat ons dikwels oor die hoof sien. Dit sê bedaar en erken dat ek God is. Soms is die mees geestelike ding wat ons kan doen om te stop. Hou op jaag. Hou op optree. Hou op om te bewys. Ken hom eenvoudig net. Jesus self het dit gemodelleer. Ten spyte van skares, behoeftes en konstante eise, het hy gereeld afgesonder om te bid. Hy het sukses nie gemeet aan hoe besig hy was, maar aan sy nabyheid aan die Vader. Laat ek ons dus vandag sagkens vra. Wanneer was die laaste keer dat jy alleen met God was? Nie om iets te vra nie, nie om iets voor te berei nie, maar bloot om by hom te wees. Wanneer laas jy stil in sy teenwoordigheid gesit, sonder 'n agenda? God is nie beïndruk deur hoe besig is ons is vir hom. Hy is verheug oor harte wat hom soek.
soos Jesus gesê het in Matteus 6:33. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Die volgorde maak saak. Eers hy, dan die werk. Terwyl ons oor hierdie frase nadink, mag God ons help om ons prioriteite te herorganiseer. Laat ons aanhou dien. Ja, maar laat ons diens in liefde gewortel wees. Laat ons die dinge van die Here doen, maar nooit ten koste daarvan om naby aan die Here van alle dinge te loop. Want uiteindelik gaan dit nie oor hoeveel ons vir hom gedoen het nie, maar of ons hom werklik geken het. Amen.